Wie van julle het al 'n moeilike toertjie probeer leer? Ek het dit my mikpunt gemaak om 'n toringkie te kan bou met plastiek koppies, so vinnig soos wat ek kan, en dan om so vinnig weer daai toring te laat plat vou, sodat daar net 2 hoopies koppies oorbly. Ek sal nou nie seker 'n rekord breek nie, maar ek kon dit regkry. Ek het ook probeer om die bekende kapsong, wat 'n mens met jou vingers en hande klap en 2 bekertjies kan doen en sing, te probeer oefen, maar dit het vreeslik gesukkel. Ek het op die ou einde 'n video gekyk, so 5 sekondes op 'n slag, en dan stop ek eers en dan oefen ek eers, en dan moet ek eers dophou wat gebeur en dan oefen. Ek sal nou glad nie sê ek is 'n pro daarmee nie. Die meeste dinge in die lewe leer ons wanneer ons goeders dophou, soos wanneer iemand kos maak of in die tuin werk, kuns doen, selfs wanneer ons 'n nuwe speletjie leer, dan gaan kyk ons eers hoe speel iemand anders dit. Miskien trek van julle gesigte soos julle ma doen, of loop soos jou pa, of dalk het jy 'n klein boet en klein sis wat alles doen wat jy doen. Nee, ek het my boetie so geïrriteer dat hy my al om die huis gejaag het. Wel, Psalm 123 praat 3 keer oor die woorde o en ontferm. Nou, ontferm is 'n groot woord. Ontferm beteken ons gee vir iemand iets of help hulle wanneer hulle dit nie vir hulle self kan doen nie of kan regkry nie. As Psalm 123 dan vra dat God hom moet ontferm oor ons, dan vra dit dat God genadig moet wees en goed moet wees vir ons. Psalm 123 gebruik ook 2 keer die woord hande en Here. Ek dink dit wys ons dat die psalmskrywer wou wys dat hy alles wat God doen mooi dophou. Elke beweging. Hy is net afhanklik van God en hy vertrou nie op ander dinge nie. Hy gaan net doen wat God doen, selfs al doen ander mense ander dinge rondom hom. Hy kyk net in een rigting. Dan bid en dan vra hy so mooi dat God hom moet ontferm, dat God moet goed wees vir hom. Ook 3 keer. Wanneer ons iets nuuts leer, hou ons presies die hande dop van die persoon van wie ons afkyk, né? Ons kan baie by God leer wanneer ons ook ons oë op hom hou en met ons hande doen wat hy gedoen het en van ons vra. Ons leer dit natuurlik wanneer ons die Bybel lees en leer wat Jesus alles gedoen het en wat God van ons vra. Mag julle oë altyd op God wees en mag julle hande altyd nadoen wat julle van hom dophou.